Na die woord van die Here toe en ons lees vanaand vanuit Matteus 11. Matteus 11 vanaf vers 25. Matteus 11 nogal 'n interessante hoofstuk. Dit begin daar met Johannes die Doper wat die twee na Jesus stuur om vir hom te vra, maar is hy nou die een wat gekom het of moet ons 'n ander een verwag? En as ek reg onthou, het ek so rukkie terug daaroor gepreek, dan die 3 onboedvaardige stede en dan die gedeelte waarby ons kom, die juk van Jesus. Van vers 25 af gaan ons saam lees. Net so 'n paar versies daar. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit U welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Net tot daar, net daardie paar verse wat nou hierdie perikoop, hierdie gedeelte oor gaan, en dis nogal so mooi, dat hy daar in die begin sê, hierdie dinge het die Here verberg vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies openbaar, want ons praat so Vrydag daaroor, dat die woord is so, ek weet nie eintlik wat die woord is nie, so wonderlik, dat die slimste, wyste man kan in hierdie woord delf en hulle kan daaruit leer, maar selfs die eenvoudigste kind kan hoor en dit glo en kan hulle lewens verander. En ons min boeke wat 'n mens dit van kan sê, wat so groot verskil kan maak, of 'n mens nou wys en verstandig is, of net soos 'n kind wil lees en glo. Maar voordat ons dan voortgaan, en voordat ons kom by ons teks van oordenking, en by ons tema, kom ons bid net eers saam. Ons vat die tyd, en dan bid ons saam as gemeente. Wonderlike Here, ons sê vir U dankie, vir hierdie dag, Here, en steeds waar ons ook met Reformatie Sondag besig is, Here, kan ons net vir U kom dankie sê weer vir die verskil wat U ingebring het, Here, om te dink, as dit nie daarvoor was nie, Here, waar sou die kerk van Christus vandag gewees het, Here, maar U het 'n verskil ingebring, U het die reformatie gebring, Here, U het die geleentheid gebring, dat U kinders die woord in hulle hand kan hê, en soos ons nou gesê het, Here, waarvan die slimste persoon, tot iemand wat sukkel om te verstaan, waar elkeen van ons 'n woord hieruit kan ontvang. Here, dankie dat U die woord openbaar. Dankie vir U Gees wat die waarhede aan 'n mens oopbreek. En ons weet ook hoe meer tyd ons met die woord spandeer, hoe meer ons in gebed die woord benader, hoe meer breek U hierdie woord vir ons oop. En hoe wonderlik is dit nie, Here, dat U so vir ons hierdie ingeplante woord gee. En bid ons ook, dit wat ons vanoggend gehoor het, Here, dat ons sal reg wees om hierdie woord te ontvang, dat ons nie ons sal besig hou met veiligheid en sonde en dinge nie, maar dat ons dit sal aflê, dat ons daar sal wees wat waar die woord uitgaan, dat ons dit sal ontvang, en dat ons sal reageer op U woord, Here, en dat ons sal volhou, sal aanhou om die woord uit te leef, en ons bid, Here, dat dit 'n werklikheid in elkeen van ons se lewens sal wees, en ook so ons boodskap vanaand, Here, ons is wagtend op U woord, en ons sê vir U dankie, Here, dat U woord kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard is, en dat dit so kan deurdring tot enige hart. Here, ons bid so vanaand, dat U woord ook in ons hart ingeplant sal word, dat dit sal groei, dat dit sal vrug dra. Dankie, Here, ons dankie ook dat ons kan bid vir ons mense, bid vir ons gemeente, Here, en ons het U nodig. Dit maak ook nie saak waar in die lewe ons onsself bevind nie, jonk of oud, skatryk of arm, of ons waar ook al beweeg, Here, ons almal het U so nodig. Want U is ons Here, U is die een wat in beheer is, U is die een
wat die weg vir ons oopmaak, Here, wat die paaie vir ons gelyk maak, en ons het U nodig. En so bid ons ook vanaand, dat ons U teenwoordigheid ook sal ervaar. Ons bid vir die Here wat siek is, die wat seer het, die name wat bygekom het ook, Dominee Jan die Raan, dat U vir hom sal bystaan, en ook sy vrou, Here, wat hom ondersteun, ook vir hom Dani Potgieter en sy vrou Tannie Anna, dat U met hulle sal wees, en dan so ook vir Dominee Rassie, Here, wat hierdie beroep na Lichtenburg ontvang het, dat U vir hom duidelikheid sal gee, en dat hy sal weet wat hy moet doen, maar saam met dit, Here, die tyd wat hulle familie nou deurgaan, Here, met die dood van Tannie Elbie se suster, Here, waar sy ook nog jonk eintlik was, en nou haar pa, wat ook in 'n krisissituasie is, Here, dat U daardie familie sal bystaan, dat U met hulle sal wees, en ons weet hulle oë is op U gefestig, Here, en dat U vir hulle hier sal deurdra. Dankie, Here, dat ons vir hulle ook kan kom bid. Ons bid ook so vir die gemeente wat ons die maand voorbid, vir Nigel gemeente, met die jong Dominee Frederik Lombard wat daar is, Here, dat U met hom sal wees, dat U hom kragtig sal gebruik. Ons weet die woord sê vir ons, 'n mens moenie iemand se jonkheid verag nie, maar jy moet na hulle voorbeeld, na hulle lewe kyk, Here, en mag sy lewe een wees, waarna 'n mens kan streef, mag hy 'n voorbeeld wees vir sy kinde. Dankie, Here, dat ons vir hom ook kan kom bid. Ons bring al hierdie dinge vanaand na U toe, Here, ons vertroue is op U, ook vir die aktiwiteite wat voorlê vir hierdie week, en die vrouens wat ook so eersdaags hulle by mekaar koms gaan hê, ons bid U seën daaroor af, Here, dis 'n manier wat die evangelie kan uitgaan, dis 'n manier wat 'n mens iemand kerk toe kan nooi, en ook so belangrik, in die EJ3 kursus, Here, instrument in ons hand om die evangelie met mense te deel. Ons bid, Here, dat U mense sal stuur, en dat U dit kragtig sal gebruik. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge na U toe kan bring. Ons bring dit na U toe, omdat ons weet, U is die hoorder van gebed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is by Matteus 11, en dan ons teks van oordenking, vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En so is ons tema eintlik heel eenvoudig vanaand, die rusgewer. Net die rusgewer. Nou, net so iets interessant, voordat ek nou begin met die boodskap, toe ek nou voorberei vir my boodskap, en ek het nou klaar my tema, en weet ons gaan praat oor die rusgewer, toe val dit my by. Ek dink toe die François Carr, wat so ruk terug ons hierso was, het 'n boekie wat sy naam die rusgewer is. Nou, ek het die boekie, maar ek kon hom nie kry nie, en toe gaan kyk ek nou op Google, waaroor gaan die boekie, en die beskrywing sê die volgende, en dit was vir my so mooi gewees, net 'n bevestiging ook vir vanaand se boodskap. Nou kan ek sommer bysê, ons is nie vanaand by die eindtye nie, ons gaan weer aangaan, maar vanaand vat ons net so vinnig 'n breekie, maar ons sal weer aangaan met dit, maar vanaand praat ons hieroor. So, die beskrywing van hierdie boek, toe lees ek nou binne in dit is nou 'n lang beskrywing, maar net die kort gedeelte. Die rusgewer kan en wil jou help en nooi jou uit om by hom ware rus en vrede te ervaar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Nou hier staan Matteus 22 vers 23 nou in hierdie beskrywingkie, maar dit was net vir my so treffend, die rusgewer nooi jou uit. Nou net so hierdie uitnodiging om bietjie meer te verstaan waaroor dit gaan, waar kom dit vandaan, moet ons net so bietjie sien die agtergrond waarin hulle geleef het. Nou wanneer ons die Bybel benader, dan sê ons mos ons doen dit in 'n grammaties historiese manier. Ons kyk wat sê die woord, ons ontleed dit, ons kyk wat sê die Grieks, ons kyk wat sê die sinne hier, maar ook histories, want dit is geskryf in 'n sekere konteks met die Here Jesus wat daar geleef het, en dan kyk ons wat was daai konteks en hoe pas ons dit toe. So die histories daarvan, in die Nuwe Testament sien ons mos nou twee Christelike, as ek dit Christelik kan noem, godsdienste. Die eerste was die Judaïsme, die Jode, wat daar in die Ou Testament was, en hulle die wette probeer onderhou. Dit was die een geloof. Die ander geloof natuurlik, wat nou tot stand besig is om te kom, in die gedeelte wat ons lees, is die Christendom, die volgers van die Here Jesus. Nou die Jodendom, die Judaïsme daar, was swaar om te onderhou. Daar was baie reëls gewees, meer reëls as enigiets anders, en dan aan die ander kant, aan die Christelike kant, wat met hierdie nuwe geloof wat nou tot stand kom, wat ons weet is eintlik nie nuut nie, maar 'n vervulling is 'n rusgewer wat roep.
wat sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. So aan die een kant het jy hierdie swaar wette, en dis moeilik om dit uit te leef, veral vir die normale persoon, en aan die ander kant iemand wat sê, hy gee rus, hy gee vryheid. En in hierdie gedeelte leer ons meer en meer van die rusgewer. Leer ons meer en meer van die Here Jesus. Nou die eerste gedeelte is 'n lerende gebed. Die Here Jesus praat met God self. In vers 27 maak hy aanspraak, hy is die seun van God. En dit verwys letterlik na 'n vader-seun verhouding, maar dis ook 'n Hebreëse idioom. Nou dis nou soos ons sou sê, die appel val nie ver van die boom af nie. So is hierdie Hebreëse idioom. Dit word gebruik om te sê, jy is die seun van iemand, want jy het hulle karaktereienskappe. Dis nou daar in vers 27. Jy het dieselfde kenmerke, natuur as hierdie persoon. Dis hoekom ek sê, dis soos in die Afrikaans, die appel val nie ver van die boom af nie. Dis naby, daai persoon word gesien. So Jesus maak aanspraak daarop, hy het dieselfde kenmerke, hy het dieselfde natuur, karakter, as wat God het. En hy maak aanspraak daarop, hy is waaragtig God. So hy kom stel eintlik daardie fondasie. En vanuit daai fondasie kom die uitnodiging. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En dan gebruik hy mos die mooi voorbeeld van 'n juk. Nou so reg deur die boodskap gaan ek verwys na hierdie juk. Wat presies dit was, hoe dit gewerk het, waarna dit verwys het. Want dit was mos nou 'n groot dwarshout gewees en dit het mos nou op die skofte of op die rug van die osse gerus, en dan het hierdie ding nou gemaak dat hulle 'n wa kon trek, of nou die ploeg, of wat ook al hulle getrek het. Dit moes dit vir hulle makliker maak, maar baie keer was dit vir hulle swaar, en het dit moeiliker gemaak, hierdie taak. So as hierdie mense nou daar was, ons praat van histories, dan kon hulle dit mos nou sien in hulle geestesoog. Miskien fisies kon hulle sien hoe die osse nou daar gebruik word om die ploeg te trek. Het vat vir ons 'n bietjie kreatiwiteit, maar ons sien tog ook die prent in van die juk wat gedra moes word. So, die Here wil die boodskap duidelik maak sodat almal dit verstaan. Weereens die slim mense en die geleerdes, maar meer spesifiek wat hy hier aan die begin sê, dit aan kindertjies openbaar. Selfs aan die eenvoudiges is hierdie boodskap oorgedra. Nou hierdie laste wat hierdie mense nou gedra het in die konteks van hierdie gedeelte en die voorafgaande gedeelte in hierdie goed was nou juis gewees die wette van die Jode. Want in daardie tyd was dit nie net God se wette gewees nie, maar dis menslike wette wat hulle kom instel het. Hulle het nou hierdie wet van God gevat en hulle het 'n mondelinge wet bygehaal en hulle kom uiteindelik uit by die Talmud en al hierdie goed en al hierdie wette wat hulle bymekaar gesit het. En nou sê hulle, maar al hierdie wette moet nagekom word. Maar hulle ruk die Here se wet so uit verband uit dat dit vir Jesus 'n struikelblok was. Dit was nie meer die Here se wet nie, maar dit was mense se wette. Nou ek gaan vir u een voorbeeld noem. Nou dis net 'n voorbeeld wat ek ken, dis alhoekom ek hom kan noem, is die Sabbatdag. Hulle het verskriklik reëls oor die Sabbatdag gehad. En dis hoekom die Here Jesus vir hulle toe kom sê het op die einde van die dag, die Sabbat is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbat nie. Maar hulle het al die reëls gehad, so hulle het nou begin om te sê, die Sabbatdag is 'n heilige dag, jy mag nie beweeg nie. Toe besef hulle, maar dis nou nie eintlik 'n werkbare plan nie, jy moet kan beweeg. En toe sê hulle nou, okay, kom ons sê jy mag op 'n Sabbatsreis gaan, en hierdie Sabbatsreis was vir 1600 meter, as ek nou reg onthou, wat jy mag loop, maar jy mag nie meer as dit loop nie. Net daai hoeveelheid. Toe besef hulle, maar wat as jy nou by iemand anders moet gaan eet? En is bietjie verder as dit, dan het jy 'n probleem, dan gaan jy nou nie op die Sabbat eet nie. Toe sê hulle, maar nou as jy die vorige dag al kos na daai mense toe vat, dan mag jy op die Sabbatsreis daarheen reis, want jou kos is nou daar. Dan is die 1600 meter nou nie meer van krag nie, dan mag jy beweeg. So, dis wat hulle gedoen het, dis een wet, wat hulle nou so mee, hulle eie wette, hulle eie reëls gemaak het, en naderhand was dit swaar vir die mense gewees, want daar was amper meer uitsonderings op die reël as die reël, daar was so baie reëls, en niemand het meer geweet, wat moet hulle doen nie? Nou kom die Here Jesus, en hy sê vir hulle, Matteus 23 vers 4, want hulle bind pakke saam, wat swaar en moeilik is om te dra, en hulle sit dit op die skouers van mense, maar self wil hulle dit nie met 'n vinger verroer nie. So hy sê vir hulle, julle maak swaar pakke vir hierdie mense.
En teenoor dit, kom die Here Jesus, die rusgewer wat roep. Hy wat waaragtig God is, wat tot in ewigheid dieselfde is, die Seun van God, wat die mens roep. Nou dit gebeur vandag nog, ons word oorlaai met laste. En ek dink as 'n mens gaan kyk deur die geskiedenis, ek weet elke generasie dink hulle tyd is die ergste en hulle generasie is die ergste, maar kyk hoeveel druk ervaar mense deesdae. En op verskillende vlakke, ons kan praat van godsdienstige wette wat mense maak, mensgemaakte reëls, dit kan wees stryd wat 'n mens het, dit kan wees finansies, omstandighede, onsekerheid oor die toekoms, dit kan siekte wees, dit kan 'n magdom dinge wees, maar mense vandag ervaar baie druk. En dit besef ons sien hoeveel mense sukkel om hierdie druk te ervaar, sukkel om hierdie druk te dra. So is al hierdie wêreldse laste, die ekonomie, misdaad, bedrog, die pryse gaan op, alles raak duurder, maar ons salarisse bly daar, werkloosheid neem toe, mediese sorg raak duur, en dit maak dat 'n mens baie keer moeg en oorlaai voel, dit maak dat 'n mens negatief voel. So mense regtig gaan sit en dink, is dit nie moeilik om negatief te word nie, sommer vinnig as mens negatief. Maar teenoor dit alles, weer eens, dis heeltyd hierdie kontras, teenoor dit wat mense ervaar, is daar 'n rusgewer. Daar's iemand wat sê, hier is rus. Onder al hierdie druk, onder al hierdie laste, onder al hierdie goed, roep die Here ongereddes eerste om na hom toe te kom vir redding, maar ook kinders van die Here, en hy sê, kom, my juk is sag, my las is lig. Nou, daar's soveel mense vandag, wat nie glo in die krag van die Here Jesus Christus nie. Ja, hulle bely dit met hulle monde, en hulle sê, ja, die Here voorsien, maar tog in hulle harte, het dit nog nooit ingesink nie. Ons lewe in 'n tyd waar mense hulle self probeer help, hulle eie kragte, hulle eie insig steun, hulle probeer self hierdie laste ligter maak, hulle probeer self die bergie uit hulle pad uitskuif, maar dit raak tot op 'n punt wat 'n mens dit nie kan doen nie. 'n Mens kan nie die verantwoordelikheid hiervoor opneem self nie, want die woord leer vir ons het die Here nodig. Die woord leer vir ons moet op hom steun, die woord leer vir ons, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons het die Here nodig. So hoekom soek mense nog? As die rusgewer daar is, en hy roep. Hoekom soek mense nog? Hoekom gaan hulle nog gebuk onder laste, as die rusgewer vir ons sê, kom na my toe. Ek sal rus gee. So, ons hanteer vanaand nie 3 punte nie, ons hanteer 4 punte vanaand, en ons begin met die rusgewer roep, die wat vermoeid en belas is. Hy sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en hoor hoe mooi stel hy dit, hy sê nie, seker is of net hierdie of net daai nie, hy sê, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. So wie roep hy? Almal wat vermoeid en belas is, die wie se juk vir hulle te swaar is om te dra. Nou in Palestina, ons verwys het eers weer na die letterlike, was hierdie juk wat die os nou moes dra, was van hout gemaak, en hierdie hout het nou op die os se nek area gerus, en as die juk te swaar was, dan het dit hom geskaaf, dit het hom seer gemaak, en dan het hulle baie keer vasgeskop, en dan kon hulle nie die werk verder doen nie. So dis nogal baie wat met mense ook vandag gebeur. Hulle kan nie die werk verder doen nie, want dit is te swaar vir hulle om te dra. Nou gebruik die Here hierdie illustrasie, hy sien dit, hy sê, dis wat gebeur, as gevolg van die Jode se reëls, regulasies, mensgemaakte wette. Die mense sondig en hulle voel sleg, en dis vir hulle onmoontlik, hulle kan nie hierdie reëls nakom nie, hulle is heeltemal verlore amper wil ek sê, in die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes se oë, en daar's nie vir hulle uitkoms nie, dink aan die gebed van die Fariseër en daardie die tollenaar, die manier wat hulle op hulle neergekyk het. So hierdie mense dan gedink hulle is verlore, want hulle kon nie die reëls nakom nie, hulle het soveel sonde gehad, en dit het swaar op hulle gerus, hulle was vermoeid en belas, hulle kon nie die las van hierdie mense dra nie. Maar nou kom die boodskap, en dis nie so nou en so spesifiek nie, dis eintlik wyd gestel, hy sê, almal wat vermoeid en belas is, hy sê nie, net julle wat vermoeid en belas is deur die Joodse wette nie, hy sê, almal wat vermoeid en belas is, nie net die Joodse reëls nie, maar enigiemand wat bevryding nodig gehad het, die verlore sondaar, mense wat vermoeid en belas is met 'n sondige lewe,
maar ook mense wat deur die druk van die lewe gaan. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Nou baie keer kom ons op daardie punt in ons lewens. Nou kom ons praat eers geestelik, waar ons kan ook op 'n punt in ons lewe kom, waar ons 'n stryd met sonde kan hê, en dit voel vir ons te veel. Ons kan 'n stryd hê om te leef soos wat die Here wil hê, en ons probeer dit op ons eie doen, en dit raak vir ons te veel. Dis die geestelike kant, maar weer ook die fisiese. Dit kan ook gebeur dat 'n mens sukkel met die druk van die lewe, siekte, finansiële druk, al die goed wat ons genoem het. En die juk kan te swaar wees, as ek nou weer net na sonde verwys, die versoekings van die duiwel kan net vir my te erg wees. Ek probeer die regte ding doen, ek probeer nie sondig nie, maar die duiwel versoek my, dis moeilik om te weerstaan, en 'n mens voel vermoeid, belas. Dit kan selfs iemand wees wat ons Christelike geloof hanteer, as 'n stel wette, wat sê ek moet dit doen, en ek moet dat doen, en ek moet dit doen, dan raak dit te swaar, want ons het nie 'n stel wette nie, ons het 'n verhouding met 'n lewende persoon, met die Here Jesus Christus. En hy sê, Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid, waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring. Maar hy roep almal, hy sluit niemand uit nie, elkeen wat bevryding nodig het, wie ook al dit mag wees, hy sê, kom na my toe almal, wat vermoeid en belas is. En nou die ding is, waarna toe gaan mense vandag? As hulle voel dis te veel, as hulle nie weet wat om te doen nie, nou luister ek 'n liedjie op die radio so rukkie terug, hy kom op die liedjie, nou luister mense so aandagtig, nou sing die persoon, maar dit raak vir hom te veel, en hy werk so hard, hoekom werk hy nog so hard? Nee, hy gaan eerder gaan drink. Dis nou wat die liedjie sê. So waar gaan mense? Hulle besef, hulle kan dit nie hanteer nie, hulle het rus nodig, en kyk waar gaan soek hulle die rus. Miskien in 'n kroeg, en ek sien vanoggend toe ons nou hier ry, hoe vol staan dit weer party van hierdie plekke. So, dis waar mense dit soek, maar waartoe moet mense gaan? En dis ons tweede gedagte, die rusgewer roep na hom toe. Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe, daai uitnodiging na die Here Jesus self toe, na niemand anders nie, moenie jou rus in die wêreld soek nie, kom na my toe, die Messias, die Here wat mens geword het, die enigste een wat kan sê, ek sal vir jou rus gee. Hy is die enigste persoon wat dit kan sê. Mense dink hulle kan, die kroe dink hulle kan, al hierdie goeters, maar die Here Jesus is die enigste een wat kan sê, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Hoekom? Want hy is in staat om enigiets te doen. Hy is die enigste een wat mense se lewens kan verander, wat omstandighede kan verander, gesindhede verander. Dink aan die wonderwerke wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Siekes gesond gemaak, soos die skoonmoeder van Petrus, hy die wat lam is, het hy opgerig, hy het blindes weer laat sien, hy het uit die dode opgewek, ons ken almal die verhaal van Lazarus wat dood was, die Here Jesus self is opgewek uit die dood uit, hy is waarlik God, en hy het al die wonders gedoen, en hy kan dit steeds doen. Ons leer die Here Jesus ken, deur wat hy gedoen het, terwyl hy hier geleef het, en ons sien, hy kan enigiets doen. Hy kan rus gee. En daarom sê hy, kom na my toe. Die enigste een wat kan verlos. Die enigste een wat iemand wat vermoeid en belas is kan bevry. En enigiemand kan na die Here toe gaan. Hy help elkeen wat na hom toe gaan. En ek dink so aan 'n verhaal van iemand wat gesê het, nou dis 'n dosent wat dit vir ons verduidelik het, of vertel het, wat gesê het van die persoon wat op die grensoorlog was, wat gesê het, jy weet nie wat ek gedoen het nie, ek kan nie na die Here toe gaan nie, ek is te vuil van 'n sondaar. En toe die dosent, spesifieke dosent van ons, was ook op die grens geweest, toe sê hy vir my, ek verstaan, ek was ook daar, en die Here het my gered, kom na hom toe, kom na die rusgewer toe, hy wys niemand weg nie. So kan enigeen wat vermoeid en belas is na die Here toe gaan. Hy roep elkeen van ons. Hy roep die ongereddes, natuurlik wat nog onder die mag van die duiwel lê, wat in die wêreld lê. Hy roep hulle, kom na my toe, en die Here kan hulle siele red uit genade uit, en dis waarvoor ons bid ook mos nou. Maar ook as kinders van die Here, hoeveel wonderwerke kan die Here nog doen? Hoe kan hy 'n mens se situasie verander, wanneer 'n mens op 'n punt is wat jy sê, ek kan nie meer nie, en jy vat dit na die Here toe, en hy draai daai situasie om. Nou, ek het al getuig, ek wil nou nie uit my eie lewe uiteindelik getuig nie, maar ek het al oor ons kinders se gehoorverlies en 'n gehoorapparate, hoe die Here iets gevat van, nou moet ek mooi onthou, R136.000 wat ek gesê het, maar ek het nie dit nie, ek kan nie, na R20.000 toe, en dit nog voorsien.
So die Here kan 'n situasie heeltemal omdraai. Die Here doen wonderwerke, ons kan dit glo, hy kan ons laste dra, hy kan enige iets doen. Al dink ek, daar is geen uitweg nie. Ek dink aan 'n voorbeeld van iemand wat vir my gesê het, iemand wat ek ontmoet het, die persoon, ek staan en gesels met die persoon en sy vrou vertel toe later vir my, hy was breindood. Hy was in die hospitaal, die mediese het hom breindood verklaar, dis verby met hom, groet jou man, hy gaan vir die res van sy lewe bedlêend wees, hy gaan nooit eers weer kan praat nie, en hier staan ek in die kerk en gesels met die persoon, en hy vertel vir my wat als in sy lewe gebeur het. Die Here kan enigiets doen, ons moet hom vertrou. Hy kan die onmoontlike doen, om rus te gee. Die Here gee die uitkoms, hy is waarlik die rusgewer. Maar dan in ons derde gedagte vanaand, die rusgewer roep om sy juk op te neem. Matteus 11 vers 30, my juk is sag, my las is lig. So nou kom die Here Jesus en hy praat van sy juk, wat vir ons vreemd klink, want hy sê nou net, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee, maar nou sê hy, kom hier, neem my juk op jou, hierdie swaar houding wat die osse gedra het, hy sê, kom vat myne. Nou lees 'n mens, nou sê hulle, hierdie juk wat die osse gedra het, as die mense nou werklik moeite gedoen het, en hulle het hierdie osse nou gevat, en die mense in daai tyd wat nou die goed gebou het die osse gemeet en gekyk, maar hoe groot is hulle, en die osse wat saamtrek, dat hy nou hierdie ding so opstel, dat hulle dit kan doen, dan was dit vir hierdie osse redelik maklik gewees. Dan het die juk goed gepas, en hulle kon vorentoe gaan, hulle kon trek aan hierdie ding, en dit was nie vir hulle te swaar nie. So dis eintlik baie mooi, dat hy sê, as mense uit die Grieks gaan kyk, dis 'n juk wat goed pas. So dis baie mooi. Die Here Jesus sê, sy juk is sag, sy las is lig. Die oorspronklike taal wat ek nou net vir u gesê is, 'n juk wat goed pas. So die Here Jesus kom sê vir die mens, kom na my toe, ek sal vir jou iets gee, wat jy kan dra. Hy kan nooit die juk heeltemal wegvat nie, as ons dink, die aarde waarop ons leef, daar gaan altyd druk wees, daar gaan altyd misdaad wees, daar gaan altyd finansiële goed wees, daar gaan altyd omstandighede wees, maar die Here maak dit so, dat 'n mens dit kan dra. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, nou hierdie versoeking is nie versoeking soos van die duiwel af nie, maar dit is, die konteks hier is beproewing, moeilike tye wat mens deurgaan. Hy sê, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Hy sê, kinders van die Here sal nie bo hulle kragte versoek word nie, 'n belofte van die Here. Nou weer eens, nou, u het al gehoor, ek het al hier en daar na Casting Crowns verwys, Engelse Christelike groep wat sing, en hulle sing mooi, en hulle sing baie keer Bybels, en ek dink ek het al na die spesifieke liedjie ook verwys. Die liedjie se naam is Second Opinions, en nou praat hy van mense se opinies. Nou sê hy, mense vandag sê, die Here sal nie toelaat dat jy iets bo jou kragte, nou moet ek eers mooi dink, hoe stel hulle dit? Hulle sê, mense sê, jy sal enigiets kan dra met die Here Jesus. Toe sê hy, maar jy sal niks kan dra sonder die Here Jesus nie. So dis die besef waarby mens moet uitkom. Dis nou sy punt. 'n Mens sal niks kan dra sonder die Here Jesus nie. Hy gee krag. Nou dis wat die Here vanaand vir ons kom sê. Hy gee 'n juk wat pas. Hy gee vir ons laste wat lig is om te dra. Solank as ons op hierdie aarde is, sal daar dinge wees, daar sal probleme wees. Die regering wat ons het, dit gaan ons môreoggend ook nog hê. Maar die Here maak dit so dat ons hierdeur kan gaan. Hy maak dit so dat ons in sy krag kan staan, dat ons sal kan voortgaan. Ons kan dit dra, ons kan rus ervaar. Want hy sê, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Ons sal rus kan ervaar, ten spyte van wat aangaan, ten spyte van wat gebeur. Hy sê, ons sal nie by ons kragte versoek word nie, 'n wonderlike belofte. En as 'n mens dink, net die Here kan so 'n belofte maak. Hy is die enigste een wat dit vir ons kan sê, want Numeri 23 vers 19, dis sou een van daai verse wat ons almal moet ken, wat sê, God is geen man, dat hy sou lieg nie. Mense kind dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. As die Here iets sê, is dit so. En hoe wonderlik dat die Here sê, ons sal nie by ons kragte versoek word nie. En as ons na hom toe gaan wat die rusgewer is, dan is die juk sag. Die las is lig. Ons kan dit dra. En hy sê, kom na my toe, want ek sal vir julle rus gee. Maar dan,
Ons laaste gedagte vanaand. Die rusgewer roep ook tot geestelike groei. Daar's 'n vooruitgang. En dit lees ons in vers 29. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Nadat die Here sê, neem jy my juk op julle, dat ek dit vir julle makliker maak om te dra, sê hy, leer van my. Nou ons ken ons die woord wat vir ons sê, ons moet toeneem in die kennis en genade van die Here Jesus Christus. Ons moet groei deur die woord van die Here, deur Bybel te lees, deur Bybelstudie te doen, meer kennis van die Here opdoen, en dis natuurlik hartskennis, nie kopkennis noodwendig nie, en om meer en meer soos die Here Jesus te word, om vanoggend se boodskap weer aan te haal, om 'n dader van die woord te wees. Ons geloof moet oorgaan tot aksie, dan groei ons, daar's 'n vooruitgang. En dis wat die woord hiervan praat. As die Here sê, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, dan sê dit leer van die Here, sodat ons kan groei, ook in daardie dinge, soos sagmoedigheid en nederigheid, en ons word meer en meer soos die Here Jesus. Hy noem hierdie kwaliteite van sy hart, sodat ons besef, ons moet nader aan die hart van die Here Jesus kom. Daar's groei nodig. En dis die enigste manier, en dan sal die Here vir ons rus vir ons siele gee, sê die woord wat ons nou gelees het. En hoe kom 'n mens nader aan die hart van die Here Jesus? Hoe groei 'n mens geestelik? Deur 'n persoonlike verhouding met hom. Dis die enigste manier. In 'n diep verhouding met hom, in 'n verhouding waar ek kommunikeer met die Here Jesus, natuurlik my gebedslewe, en dan ook waar hy met my kommunikeer deur die woord van die Here, en daardeur is groei. En as kinders van die Here moet ons groei. Soos 'n pasgebore baba melk nodig het om te groei, maar die woord daardie mooi voorbeeld vir ons gee, het ons die woord nodig. Nou dis vir my nou, ek kan dit nou sommer prakties vir u kom sê, nou sien ek vir Luka vanoggend wat hier sit en hier rondkruip, 6 maande net op moedersmelk, en kyk hoe groei hy. Nou kan ons dink, hoe kan kinders van die Here groei deur die woord van die Here? Dis hoekom die Here dit vergelyk met 'n baba wat melk kry, want kyk die groei. 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus, Here en Saligmaker Jesus Christus. En so mooi, dan sê aan hom kom toe die eerlikheid, nou sowel as in die dag van ewigheid. Ons moet toeneem. Genade, nader aan die Here beweeg in hierdie persoonlike verhouding, maar ook in kennis deur die woord te lees. Nou ken ons mos die liedjie. Ek dink ons het dit nou weer gesing met die vakansie Bybelskool. Het ons, lees jou Bybel, bid elke dag en dit gee jou krag. Wonderlike lied wat so weer eens is eintlik vir kinders geskryf, maar so belangrik vir ons as volwassenes ook. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En dit alles wat die Here sê, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. En daarmee sluit ek af vanaand. Ons het saam gekyk na die rusgewer, en dit is so mooi, François Carr se boekie wat ook sê, die Here Jesus is die rusgewer. Want hy sê, almal wat vermoeid en belas is, moet na hom toe kom. Hy roep hulle, en hy sê, hulle moet na hom toe kom, hy wat werklik God is, wat die enigste rusgewer is. Die enigste een wat daarop kan aanspraak maak, wat sê, sy juk is sag, sy las is lig, hy gee rus. Enigste een wat dit kan doen. En laastens, moet daar geestelike groei wees. Hoe nader ons aan die Here ervaar, hoe meer rus ervaar ons. En dit laat my dink aan 'n tornado. Nou, gelukkig het ek nie praktiese ervaring van 'n tornado nie, maar as mense nou gaan luister na dit wat in Amerika gebeur, nou sê hulle, in die middel van 'n tornado, in die oog van 'n tornado, is dit doodstaal. En dis altyd hoe ek hierdie prentjies sien. Daar's chaos in die wêreld en alles wat aangaan en alles wat gebeur, maar hoe nader ons aan die kern, hoe nader ons aan die hart van die Here beweeg, hoe stiller raak dit, hoe meer rus ervaar ons. Dis wat ons wil hê. So, vanaand, ons hoef nie vermoeid en belas te voel nie, ons hoef nie te voel maar die dinge raak te veel en ons weet nie hoe ons dit kan dra nie, ons weet nie hoe ons dit kan doen nie, want ons het 'n rusgewer. Hy is ons God, ons is kinders van die Here. Hy roep en hy sê, kom na my toe, ek sal rus gee. En dis wonderlik om te dink, ons hoef nooit so te voel in hierdie wêreld nie. Ons hoef nooit te voel maar die dinge raak te veel nie, want ons het 'n toevlug.
Ons het iemand om na toe te gaan, ons het 'n rusgewer wat vir ons sê, kom na my toe. Ek sal rus gee. Amen. Mag ons rus ervaar naby die hart van die Here Jesus. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, dis 'n aangrypende gedagte om te dink ons is in hierdie wêreld en daar gebeur dinge en ons ervaar druk en baie verskillende dinge wat gebeur, Here, maar in dit alles weet ons, U bly in beheer. Weet ons, U is nog steeds die rusgewer wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ons bid vanaand, Here, dat ons dit sal ervaar. In 'n deurmekaar wêreld met baie onsekerheid en dinge wat gebeur, bid ons dat U vir ons sal rus gee. Dankie, Here, en dat ons ook vanuit hierdie rus kan beweeg en dit aan ander mense verkondig. Here, miskien mense wat so voel, wat voel die dinge raak te veel. Ons hoor Vrydag weer van 'n man wat selfmoord gepleeg het. Here, as iemand net vir hom wou sê, maar die rusgewer roep, hy's daar vir jou. Hoe anders kon dinge nie wees nie. Mag ons daardie getuienis na buite toe uitdra. Dankie, Here, dat ons dit kan bid. Ons bid ook vir hierdie week wat voorlê, 'n vol week vol dinge in ons persoonlike lewens by die kerk, 'n klomp goed, Here, maar ons bring dit na U toe. Dat U vir ons sal dra, dat U vir ons die krag, die energie sal gee en dat ons ook in hierdie besige tye nog steeds rus naby die hart van God ervaar. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.